Ek het begin as 'n drolle vanger. Net om hy... Net die drolle af, jy weet, van die vel. Wat ek eintlik wil sê is, as jy nie die werk kan kry wat jy wil hê nie, doen net enige ding, man. Raak net deel van die ritme van die heelal. Just show up, jy weet. Hierdie is die grootste woorde wat ek gehoor het in my lewe. Sy het gesê, as jy nie met min tevrede is nie, gaan jy ook nie met baie tevrede wees nie. Pieter, ons weet so min van onsself. Ons weet so min van onsself. Daarom, die enigste reis wat daar is die reis na binne. Ek is Pieter Steyn. Kom ons gesels land en sand. Amore Becker, jy was vir 20 jaar een van die bekendste en gewildste stemme op RSG, een van die gewildste omroepers. Daar was rewige reaksie nadat jy aangekondig het jy verlaat RSG. En die afgelope jaar of 3 is jy 'n raakprater, as ek dit reg het. En jy reis deur 'n land vol om praatjies aan te bied. Ek dink jy het nou net van die Suid-Kaap af gekom. Dankie dat jy tyd ingeruim het. Dit is 'n voorreg om vandag land en sand met jou te praat. En welkom vir 'n kort rukkie weer by RSG. Plesier, dankie. Amore, dit is Vrouedag, vakansiedag, lang naweek in 'n triestige Johannesburg. Wat dink jy is die dinge wat die grootste uitdagings is vir vroue, of dit nou binne hulle self is of ekstern of so? Ek kan net praat vir Afrikaanse vroue. En dit is selfgeldendheid. Ons is grootgemaak. Jy moenie mense ontstel nie. Jy moet almal laat gemaklik voel. Dis my uitdagings. Ek het vroeg al in my lewe geleer dat as jy eerlik is, dit is nie veilig nie. Of as jy teleurgesteld is oor 'n situasie, dis nie veilig nie. My ma, my ouma het agteroor gebuig vir hulle mans ten koste van hulle self. Dis my milieu waar ek uitkom. So selfgeldendheid is vir my die grootste probleem. Buiten, in Suid-Afrika, ek meen die gevaar, jy weet die geweld teen vroue is ook erg. Maar vir my, gelukkig bly ek in 'n redelike veilige omgewing en ek kan my opstaan en alles kan ek, jy weet waar ek uithang, kan ek beheer. Maar vir my die groot ding is selfgeldendheid. So ja, ons sê ja waar ons eintlik moet nee sê. En ons wil net niemand teleurstel nie. En dit is vir my, ons het vervalle in fatsoenlikheid. So dit is vir my die grootste probleem. As ek die dag moet het om nee te sê, dan wil ek verduidelik hoekom ek nee sê. En ek weet, kognitief weet ek, nee is eintlik 'n volledige sin. Dis 'n volledige sin, maar ek het nie die selfvertroue vir dit nie, kan jy glo? Daarom, kyk, ek sê ons altyd, die lewe is net soveel beter op 'n vol maag. Jy weet, as ek 'n moeilike besluit moet neem, ek eet net eers ietsie. Of voor 'n moeilike gesprek. Jy weet, jy kry, Magdalene Creer het altyd gesê, en sy het dit so genoem, ons vorige baas, sy het gesê, jy kry die controllables en die uncontrollables in die lewe. Dit wat jy kan beheer. Sorg dat dit vir jou werk, man. So ek sorg dat ek elke dag 3 keer verskriklik lekker eet. En as daar 'n krisis in my lewe is, dan eet ek eers. Jy weet, doen dit wat vir jou werk. So, dit is maar my ding. Ons sukkel met selfgeldendheid. Jy het nou die dag ook op 'n regstreekse gesprek op Facebook wat jy so elke middag laatmiddag sonsoopie. Sonsak soopie Vrydagmiddag 6:00. En toe het jy gepraat oor hierdie ding van mense om people's pleasers te wees. Dis dit, en 'n people's pleaser in Afrikaans is assebliefie. Ons wil mense om ons gemaklik maak, jy weet, ek dink ons kom uit 'n era uit. Ek praat nou van myself, né? Ek is ook nou al nie meer 13 nie. Dis Victorianisme, dit is Calvinisme, dis die NG Kerk, dis apartheid. Jy weet, en jy moet maar net ordentlik wees en in jou spoor trap. Ek het 'n groot skeet maar daarvan weg, jy weet. En ek is 'n middelkind, so ons is effe rebels. So, ek het ook al geleer in my lewe, doen maar eers iets jou eie ding, jy kan na die tyd om verskoning vra. Jy was 33 jaar lank, het jy uitgesaai. Ons gaan nou praat oor Algoa, dink ek waar jy begin het, RSG waar jy uiteindelik na 20 jaar was en geëindig het. Mis jy die radio of praat jy genoeg nou op ander plekke? Wie wat mis ek van die radio, né? Is die onmiddellikheid. Want ek het al intussen theater gedoen. Dit vat jou iets soos 3 maande om 'n toneelstuk op die planke te kry by radio. Jy kry 'n gedagte, woeps, dan gaan jy op die lug, dan is jy klaar. Wat ek mis is, en wat ek seker altyd sal mis is, ek is mal oor om inligting te deel met mense.
maar ek gebruik nou my sonsak so op die platform op Facebook. Maar nee, ek lees nou die dag, Pieter, dat wetenskaplik is dit nou 'n fungi ontdek wat plastiek eet. En 'n alge ontdek in die see wat 'n gom uitskei en die gom trek mikroplastiek aan en dan sit die lot vas en dit daal na die bodem op die oseaan en dan kan mense dit makliker uit die omgewing verwyder. Wat vir my so fantasties is man, dis 2 mikroorganismes wat nog al die jare daar was, maar hulle het geëvolueer, die mikroorganismes. En so dit is 'n oplossing dalk vir plastiek vir die toekoms. Ek is mal daaroor om sulke dinge te deel met mense. En nog 'n ander ding gou vinnig. Want ek hoeka Vrydag aand gesê op Sondag, Sophie, het jy geweet dat toiletpapier ons gaan dit nie meer gebruik nie. Dis dit gaan uitgefaseer word uit ons lewens. Jy kry dit tans in Suid-Korea, is daar nie meer toiletpapier nie, ook nie in Japan nie en baie spoggerige vakansieoorde. Wat hulle nou doen? Want toiletpapier is sleg vir die omgewing. Wat hulle nou doen? En ek wens ek kon hierdie storie vertel op RSG. Soos jy nog gaan sit op daai toilet, is 'n baie gesofistikeerde toilet. Op daai ring, nê, dan vat hy jou liggaamstemperatuur en jou gewig. Hy werk jou lengte uit alles en hy doen daar 'n sommetjie wat nodig is om jou skoon te kry. As jy klaar is, dan besproei. Dis 'n hele besproeiingsskema en daarna waai hy jou droog. Hy waai jou droog en dan die beste van alles. Hy poeier jou onderstel. En dan gaan jy. Dis vir my, ek is mal oor sulke inligting. Soets kan my lewe verander, jy weet. Kyk, dit sal dalk nooit in Suid-Afrika kom nie, maar dis net lekker om daar aan te dink. Jy het, toe jy Alu Bekker aangebied het, Childhood aangebied het, onderwerpe bespreek. Ons sal nou oor die reekse praat, want dit was van Afrika, kolonialisme tot die omgewing en so aan. Lees jy baie? Waar kom jy aan al hierdie? Daar was elke dag iets nuuts om te leer as 'n mens na jou luister. Pieter, ek het so geniet om 'n omroeper te wees, want elke oomblik van die dag is daar net soveel inligting tot jou beskikking. En so mense sê, hoe berei jy voor? Wanneer berei jy 'n uur voor die tyd voor? Ek sê nee, ek berei heeltyd voor. In my drome, in my nonsens praat met hierdie en op straat en daai, ek berei heeltyd voor. Ek stel belang in baie dinge en ek dink ek het 'n aanvoeling gehad van wat vir mense interessant is. En as jy praat oor goed van die hart en kos, dink ek, en gesondheid, daai 3 werk altyd. Ja, so ek stel maar net belang in baie goed. Die afgelope 3 jaar, jy het nou, wat jy nou nie meer by RSG is nie, het jy nie stil gesit nie. Ons het nou gepraat oor Raakpraat, jy het so vinnig verwys na jou toneel saam met Toby Cronje. Vertel ons daarvan. Verlede jaar 2025 was die vreesaanjaendste en opwindendste jaar van my lewe. Want ek word toe verlede jaar in Januarie een oggend wakker. Soos wat ek alle ander oggende ook wakker raak, maar ek besef toe, ek is nou al 60. En ek het 40 jaar gelede drama studeer en kon nog nie 1 audisie slaag nie. Nog nie 1 nie, as aktrise. Ek het 1 klein rolletjie gehad in die 80's, maar dit was as gevolg van nepotisme. Die regisseur het my tannie geken en in elk geval. Hoorie, en ek besef maar, en ek was al vir baie audisies in my lewe, want ek het gaan drama studeer, ek wou 'n aktrise word. Pieter, en ek besef, ek gaan nie 'n rol kan kry nou op 60 nie, ek moet maar vir myself ietsie skryf. En ek nader toe 2 vervaardigers, en ons het 'n dinkskrim, en die ouetjie sê, wat van wyn? Ek sê, wat van wyn? Ek is 'n wyndrinker. En daar's soveel ongelooflike stories oor wyn. Toe sê ek, maar ons moet nou 'n skrywer kry, toe sê hulle, daar's nie geld vir 'n skrywer nie, jy moet dit vir ons skryf. Hulle sê, hulle sal die regisseur kry, ek moet dit skryf. Hulle kry toe vir Toby Cronje, hoe gelukkig kan 'n vrou nie wees nie? Ja, vraggies. Maar daai Toby se belewenis. Maak nie saak wat ek vir Toby sê nie, hy sê net, amore, ons lewe in wonderlike tye. Is dit nie fantasties as jy met so iemand werk daagliks wat dit sê nie? Ons lewe in wonderlike tye, sê Toby. In elk geval. En nou weet ek nie, waar begin ek? Ek het nog nooit 'n toneelstuk geskryf of 'n ding vir die verhoog nie. En kyk, Pieter, die boeke wat ek uitgegee het, onthou, ek het nie geskryf nie, ek het maar net stories saamgeflans. Ek het nie dit geskryf nie. Hoorie.
Ek begin sommer nou te kwyl as ek daaraan dink. Wie wat gebeur met my nou? Weet ek nie, hoe moet ek hierdie toneelstuk oor wyn? Daar's al soveel bekend oor wyn, wat is nog niets? Ek skink een Vrydag aand vir my 'n groot glas wyn en ek sit die televisie aan. Wragtig. Hier op Showmax is daai reeks van Herman Guillaume, ons bekende historikus. Hy het mos 'n reeks oor Afrikaners gedoen. Ja. Wragtig, hier hak hy af. Hy sê teen die jaar 1700 was daar al 5 swart wynboere in Jonkershoek. Dit is tog interessant, is dit nie? Absoluut. Ek meen, Jan van Riebeeck het nou net hier aangekom. Teen die jaar 1700, 5 swart wynboere en ek besef, dis waarmee ek gaan open, dis my intro. Hoe fantasties is dit? En ek wonder toe, wat het van hulle geword? Hoekom weet ons niks van hulle nie? En ek bel toe rond en ek gaan na tweedehandse boekwinkels toe, begin toe navorsing doen oor dit. Maar daai volgende oggend klim ek in my kar en ek sit my Spotify. Jy weet die Spotify spring mos nou so rond, jy weet van hier is hulle gooi mos vir al hierdie nuwe liedjies uit. Die volgende oomblik, hier kom Guy Korsten en Nelly de Tooy met La Traviata, the drinking song. Is so 'n happy song en die woord amore is daarin. En ek gaan in 'n wynvaatjie op die verhoog kom. Moet jy dink is nou net 'n spiervrek. Ek dink ek het laas 'n spiervrek op radio terwyl ek gepraat het. Dis dalk 'n teken van bo. Nie wel. Die meester moet eers SABC se probleme uitsort. Ek gaan nie nou weer terug in daai gebou nie, maar Eina. Hoor hierso Pieter. Ek besluit dit is die teken. Dis die teken. Dis asof ek God gedownload het. Dis die teken. Ek moet met in 'n wynvaatjie inkom met hierdie lied van Guy Korsten en Nelly de Tooy. En dan spring ek uit op La Traviata. Ja, in elk geval. En so het my hele toneelstuk is vir my so gegee. My hele toneelstuk. En jy het toe die hele land vol getoer met. Ja, Bacchus tot Becker, maar dit was 'n belewenis, maar dit was vreesaanjaend. Een vroustuk, 'n uur lank op die verhoog, jy moet die mense besig hou. Kan nie 'n song speel soos op radio as jy jou woorde vergeet nie of whatever, honger raak nie. So dit was fantasties en daar het ek besluit ek wil weer terug gaan verhoog toe. Ek wil dit, dis nou my ding. Toe jy destyds bedank het 3 jaar terug. Hoekom het jy besluit om te bedank? Pieter, toe sa ek al 20 jaar uit by RSG, waarvan sê maar 17 jaar daagliks was, né? Daagliks. Soos jy weet, ek meen dis vryskut, so dis nie asof jy het nie verlof nie. Jy kan, as jy wil kan jy verlof neem, maar jy kry nie betaling nie. Jy het ook nie siek verlof, as jy siek word, kry jy ook geen geld nie. So ek het verlof geneem 2 weke per jaar, maar dit was nie genoeg nie, jy weet, maar nou moet jy betaal vir jou vakansie ook nog. Maar vergeet nou van die geld, dis nie waaroor dit gaan nie, die ding is net, so ek het regstreeks 3 ure per dag vir 17 jaar uitgesaai sonder 'n teks. As ek praat van teks, jy weet, dis nie iets wat iemand vir jou skryf of wat jy self neerskryf nie, want baie van my program het gegaan op spontaniteit, daar het soveel goed gebeur in die program altyd. Ek het net gevoel, dit is te erg op my senuweestelsel. Dis net te erg, ek moet 'n breek vat. Ek het in 2017 'n sabbatsreis gevat van 3 maande. Ek het een van my Sanlampolisse ingecash. Toe gaan ek Karoo toe. Maar wie wat, ek het na daai 3 maande ek het gevoel my batterye is nie heeltemal gelaai nie. 3 maande is nie genoeg nie. As jy vir 17 jaar, behalwe nou naweke, elke dag. Want ek het nie 'n regisseur gehad op Chila tyd nie. Ek het ook nie eintlik, ek dink jy nodig gehad het, dit het nie so gewerk, jy het nie met 'n regisseur toe gewerk, jy is nou eers 'n nuwe ding wat jy regisseer, en jy moet elke dag kom met iets nuuts, en jy moet elke dag in 'n verskriklike goeie buik, 'n verskriklike goeie by wees. So dit wat ek het net gevoel, soos hulle sê in Engels, my nerves are shot. Jy weet, as iemand vir my onverwags groet, dan skrik ek, jy weet. Wil ek vir hulle sommer weer voorspelling gee. So, ek moes dit doen vir my eie gesondheid. Ek moes dit nie doen vir my eie gemoedstoestand, my eie geestestoestand, ja. Ek moes net daai breek vat en ek het ook 'n kriewelrigheid hier in my begin te voel dat daar iets anders vir my dalk mag wees, maar jy moet weet, tot en met my laaste dag het ek dit verskriklik geniet. Ek is nie weg daar omdat ek ongelukkig is nie. Ek voel ook so oor verhoudings. Jy kan slegs waai uit 'n verhouding as jy bereid is om te bly. Anders gaan jy maar weer jou goed herhaal in 'n volgende verhouding. So met te werk ook, jy kan slegs waai as jy bereid is om te bly.
So dit is hoekom ek het daar ek het net 'n lang sabbatsreis nodig gehad. Kom ons praat oor daai sabbatsreis wat jy onderneem het. Ek onthou toe jy af van Lugga was. Ek was toe nog nie by RSG nie, maar vertel ons van daai sabbatsreis, want daai sabbatsreis was 3 maande. Hierdie een is gaan nou al 3 jaar aan, bietjie langer as 3 jaar. Ek het nie geweet waartoe ek gaan nie. Ek het nie geweet ek wil Karoo toe gaan. Ek wil net uit die stad uitkom. Alhoewel ek mal is oor 'n stad, maar hier is net soveel goed wat jou senuwees gedaan maak. Maar op 'n lekker manier, veral as jy in 'n plek bly soos Johannesburg. Jesus, like hierdie plek is net. Die ding van Johannesburg, nê, wat ek oormal is. Okay, dis die beste klimaat in die land. Die stimulasie wat jy hier kry en die toeganklikheid van mense. Jy kan nooit eensaam wees in Johannesburg nie. En ek stap nou die dag, toe besef ek al wat 'n mens eintlik nodig het in jou lewe is sonskyn en kindness. Daar's nie vir my 'n Afrikaanse woord vir kindness so lekker nie, jy weet. En dit is wat mens hier kry. Dit sonskyn. Die lewe is ook net beter as die sonskyn, jy weet. Dit is lekker en met Johannesburg jy kan met enige vreemdeling enige tyd van die dag gesels en dit gaan lekker wees. Okay, daar gelaat. Ek besluit toe ek gaan na my kar klim, ek vat al my musiek saam. Ek dink dit is nog voordat ek Spotify gehad het. Ek het my CD's saamgevat en 'n paar lekker boeke en klere en 'n hengse klomp kontant vir lekker eet. Nee. En toe het ek besluit ek gaan in 'n man watter rigting het ek het die Sondagmiddag hier weggetrek en ek het besluit ek gaan in 'n suid. Dit was 'n rigting geweest, suidoostelike rigting ry tot die son sak. Ek het nie geweet waar nie. Tot waar nie. Toe sak hy in Filippolis. Magies. Toe weet ek, dis die plek vir my. Dis hier gaan ek nou anker gooi, tot ek lekker kos opgeëet is in hierdie dorp. En dit is toch opwindend om, as jy alleen reis om, ek hou nie daarvan om plekke vooruit te bespreek noodwendig nie. Jy sal op die regte plek uitkom waar, jy weet, lekker slaapplek daar gekry, 'n fantastiese oulike restaurantjie daar, 'n hoenderpastei, en ek het daar geëet tot daai hoenderpastei op is na 3 dae. Jy weet, ek meen elke ete in so vrou te groot bak hoenderpastei gemaak. Sy was 'n huishoudkundeonderwyser. In elk geval van daar af het ek verder gereis. Ek was meestal in die Karoo, ek was ook in Kaapberge waar my ouers is toe daar. Maar ek was meestal in die Karoo rond man. Maar ek was nie heeltemal ontspanne nie, Pieter. Ek was nie heeltemal ontspanne nie. Ek kon net nie ontspan nie. Ek het heeltyd gedink aan nuwe idees vir my programme, wat ek kon nie afskakel nie. Want oral waar ek in die platland gereis het, is mense wat RSG luister ook, jy weet. En dan gesels ons en jy weet, jy hoor oral RSG. Ek kon nie wegkom van RSG nie. En dit is wat ek so lief het terselfdertyd, Michael, terselfdertyd daarvan net wegkom. Dis so moeilik. So ag nee, wat ek het nee. En jy weet wat, ek het 'n ervaring gehad 3 dae. Ek is toe in Prins Albert was my laaste Karoo dorpie. Yes, like, en ek het toe 'n Apple gehad. Ek het 'n Apple foon gehad. Ek het nou nie meer en ek kan nie gewoond raak aan Apple nie, maar in elk geval. En ek is daar in by 'n restaurant en ek vra 'n jong meisie om my te help met Apple. En mens dink mos mense onder 20 weet alles van fone af. Die jong meisie weet toe minder as ek weet en ek vererg my bietjie, maar ek hou my verergernis binnekant soos wat vroue maar doen. Ek strip maar na binne toe. En ek dink by myself, jene Amore, vir 3 maande is jy nou al soort van op vakansie en jy's nog op jou perdjie. En jy moet oormôre terugry Josie toe. En ek loop uit by daai restaurant. En hier sien ek hier is 'n ou huis en daar staan jy kan inkom vir massering, reiki en yoga. Ek dink dis die plek vir my en ek loop daar in. Die man sê, "Jene, kom man, kom." Ek sê, "Ek het nog nooit reiki gedoen nie." Hy sê, "Kom môreoggend het ek vir jou plek oop." En hy gaan toe na hom toe en hy volgende oggend werk hy met my. Hy sê, "Hoor hierso, jy het 'n woede in jou wat jy het nie eers 'n woordeskat vir daai woede nie." Ek sê, "Maar dis hoekom ek by jou is, sorteer my uit asseblief." En hy sê, "Nee, ek kan nie." Maar hy sê, "Maar ek gaan vir jou sê, as jy terug gaan Johannesburg toe, moet jy moet na iemand toe gaan wat body talk doen. Body talk. Hulle praat met jou lyf, die mense. Hulle gaan jou help om van hierdie woede ontslaa raak. Want jy het nie eers die woordeskat vir jou woede nie." Ek sê, "Ja, ek dink dit is goed wat diep." Hy sê, ja. Klim toe my kar die volgende dag, kom terug Johannesburg toe, en toe doen ek nog CrossFit. Yes, like my broer, dit is die 2 aakligste jare van my lewe. Ek het vir 2 jaar CrossFit gedoen, want ek het 'n rugprobleem gehad en ek gedink CrossFit gaan my uitsorteer. Dit was vir my iets verskrikliks.
daai CrossFit. My het maar gedoen. In elk geval. En in ons CrossFit groepie, na die tyd het is altyd gaan koffie drink. En toe sê ek vir die mense, ek soek iemand wat body talk kan doen. Toe sê die een vrou, maar die beste ou vir body talk is hier in Windsor Oos, in Josie. Ek sê, maar my magtie, ek bly in Windsor West. Sy sê, nou ja, gaan sien hom. Sy naam is Gert Potgieter. Ek noem hom Pert Godgieter. Hy is 'n absolute belewenis. Hy is 'n dokter in asemhaling in Suid-Afrika. 'n Dokter in asemhaling. Hy is briljant. Hy's by hoërskole. Hy dirigeer kore. Hy speel klavier, gee musieklesse en begeleiding vir kore. Ek gaan na Gert toe. Yes, daai Gert is 'n absolute belewenis. Jy gaan na hom toe, jy vertel hom glad nie jou probleem nie. Glad nie. Hy praat met jou lyf. Kyk, jou lyf het 'n wysheid waarvan jy nie eers bewus is nie. Jou lyf weet alles. Alles wat jy nog gesê het, wat aan jou gedoen is, wat jy aan ander gedoen het, alles lê in jou lyf. Hy kom so, hy sit sy hand op my bors. Hy sê, in die 3de semester van jou ma se swangerskap met jou, het sy deur 'n baie angstige periode gegaan, en al daai angstigheid is in jou longe. Ek sê, ja, dis hoekom ek ophou rook het op 13. Ek joke, ek het baie vroeg begin rook, ek het eintlik op 7 begin rook, maar ek het eers ophou rook, sê maar op 25. Ek sê, ja, want my longe kon dit nie vat nie. Hy sê, ja. Hy sê, maar ons gaan daaraan werk. In elk geval, ek wil nie in detail gaan nie, maar toe, ek reis deur die hele land, om tot die ontdekking te kom, woede is my probleem, maar woede wat ek inhou. En toe kry ek iemand hier naby my, 3 kilometer van my af, wat my toe help. En ek dink nou ewe skielik aan iets, Pieter, daar's 'n fantastiese gesegde, dat hulle sê, as jy nie woede prosesseer nie, dan dra jy dit oor. In Engels, if you don't transform anger, you transmit it. Dan gaan dit oor na ander mense. Dan, jy weet, jy loop nog eendag in die straat en hier ry, of jy ry in die pad, jy dink die lewe is 'n lied, en hier kom 'n taxi verby en dit druk voor jou in, en jy gooi hulle met al 6 tomaties in jou kar. Waar kom daai woede vandaan? Waar? Jy weet? So was ek, ek het myself oulik gehou, né? Maar as iets my gesneller het, dan ek, dit is seker die ontdekking wat ek gemaak het met daai sabbatsreis. Ag, en as ek nou terugkyk, dan was dit die moeite werd. Ja. Maar daai bewustheid van wat binne in jou aangaan, wat binne in jou kop aangaan, wat met jou lyf aangaan en so aan, waar kom dit vandaan? Dit is so 'n mooi storie. Of vir my 'n diep storie. Jy weet, Eckhart Tolle sê deesdae, sê hy, die lewe is nie hier om vir jou gelukkig te maak nie. Die lewe is hier dat jy moet wakker skrik. Hy gee vir jou geleentheid dat jy moet wakker skrik. 22 gaan ek toe terug Kaap toe, want ek is 'n Kaapenaar. En nou wil ek 'n aktrise wees, maar ek kon nêrens werk kry nie. Maar gelukkig toe kry ek werk as 'n produksiesekretaresse by C-Films in Kaapstad, by Dirk de Villiers. Hy het mos Arende gedoen. In elk geval, en hy sê, hy gee toe vir my akkommodasie. Hy sê, ek het 'n ou Lucieshuis gekoop hier in Kaapstad. Jy kan daar bly gratis. Ek sê, dis fantasties. Die Lucieshuis het 15 kamers. Hy sê, daar's net een probleem. Ek het die Lucieshuis gekoop met 'n vrou binnekant. Sy weier om te waai. Ek moes die plek koop met haar binne. Hy sê, maar sy is nou vir jou vreemd. O, jy's sy's vreemd. Jy moet maar kringe om haar loop, want daar's 15 kamers in hierdie huis. Hierdie vrou se kamer. Sy is alleen in die huis. Ek kry 'n kamer oorkant haar. Het werk toe net so uit. Oh, jy's Pieter, nou, ek sien die vrou nooit nie. Nooit. Ek hoor net soggens skarrel iemand buite my deur. Vroeg. Hoor, en as ek nou opstaan, dan is daar 'n glas wortelsap en 'n blom vir my. 'n glas wortelsap, vars uitgedruk in 'n blom. Hierna 3 weke besluit ek, nou gaan ek vroeër opstaan, en hier vang ek die vrou. Ek het nog nooit so 'n mens gesien nie. Sy's Duits, sy was sommer in haar 40's, dit was vir my oud, want toe sy 22, dan is iemand aan hulle 40's oud. Haar naam is Helga. Ek het net nog, sy's heeltemal deurskynend. Haar hare is spierwit, sy het hierdie ligblou oë, ek het net nog nooit so, sy het 'n lang rok aan, en ons het toe bevriend geraak.
interessante storie. Sy het Suid-Afrika toe geïmmigreer in die 60s, maar toe kon jy nie as vrou alleen Suid-Afrika toe immigreer nie. Jy moes getroud wees. Sy trou toe met haar buurman en hulle kom toe Suid-Afrika toe. Sy raak toe uiteindelik Sol Kersner se privaat sekretaresse. Maar na 'n hele paar jaar daar by die Blinkpaleis raak sy toe depressief en sy besef sy moet vir God vind. Hy is al nie wat haar gaan help, maar sy kon nou nie vereenselwig met die kerke in Suid-Afrika nie, glad nie. Ons praat nou van die 80s, hoor. Dis toe wat sy bedruk raak. En sy besef toe sy gaan vir God makliker vind in Kaapstad as in Sun City. Sy verkoop alles wat sy het. Sy vat 5 lang rokke, klim in haar golfie en sy ry af toe Kaap toe en sy land in hierdie Lucieshuis en dis toe nou waar sy bly. Ek sien nou, wat doen jy? Wat doen jy die hele dag? Want ek sien jou nooit. Sy sê sy's besig met 'n kursus in wonderwerke. Ek sê ja. Sy sê dis 'n boek wat jy studeer. Die boek se naam is A Course in Miracles. Dit vat jou 7 jaar want dit is so lank, intens en ingewikkeld. Ek kon nie glo wat ek hoor nie. En sy het vir my, toe begin sy vir my bietjie dinge met my te deel. Nou moet jy weet, ek het net 'n baie streng Christelike NG agtergrond gehad. Wat ek glad nie kon integreer in my lewe nie. Die kerk het ook nie vir my gedoen nie, want die kerk, daar was geen lewensvreugde in die kerk toe ek groot geraak het nie. Niemand kon jou vertel hoe om te lewe nie, hulle kon jou vertel wat jy nie moet doen nie, maar dit het glad nie met my gepraat nie. So hier, stadig maar seker, sy het vir my net wonderlike dinge geleer oor energie, hoe energie werk. Sy het gesê, geld is rond vir 'n rede, dis rond dat dit moet rol. Dit moet rol, so jy moet uitgee, jy kan nie vasklou nie. Sy het elke week vir die boemelaar onderop straat, het sy 'n koevert gegee met 'n R10 noot in. Maar die mooiste R10 noot. Sy het afgegaan na die bank toe om die nuutste R10 noot te kry, dat hy met 'n splinternuwe R10 noot. En daar het ek vir die eerste keer geleer van respek. Jy weet, sy het hierdie boemelaar wat onder ons gebly het so gerespekteer. Okay, lang storie kort. Ek het toe intussen oor see gegaan. Oor see gegaan vir 'n jaar en teruggekom en ek kry haar toe eendag nogal by Shoprite daar in Kloofstraat. Nadat ek haar 3 jaar laas gesien het. Kyk, is die selfone en sulke tye nie. Dis nou 1990 wat ek was toe nou al uit die Kaap uit en toe ek by Radio Algoa en alles. Ek kry haar by Shoprite, Kloofstraat. Ek sê, waar bly jy nou? Sy sê, dit nie bly plek nie. Ek sê, van nou af bly jy by my. En toe kon ek al 'n woonstel bekostig in die Kaap, R200 'n maand. In Hofstraat, Kaapstad, wat praat jy, 3 slaapkamers. Hoorie, ek het toe 'n kerel, wat ek van P af saam my Kaap toe gekom het. Hy het gewerk by Fruit and Veg en Checkers. Maar in elk geval, ja, en toe kry 'n pos by Checkers, Fruit and Veg. Dus ek moenie worry nie, my skat, hulle gaan vir een of ander te gaan jou promote na bakkery toe en dan na die vleisafdeling, maar kom nou eers Kaap toe. Jong, en man, maar dit was 'n ongelukkige verhouding. Ja, hy was baie onseker oor homself. Dit was regtig 'n moeilike verhouding. En ek wou hom net afsê. Maar my ouers het gesê, o hel, jy kan hom nie afsê nie, want hy het 'n aggressiewe streep in hom en my bliksem, hy gaan jou bliksem. Jy moet hom net nie afsê as jy alleen ry in die kar nie, want hy gaan by die afgrond gaan. Hy's een van daai. Yes, en ek het nie geweet, maar nou toe bly ons nou saam, jy weet, met Helga is nou saam met ons. En Helga het op 'n dag vir my gesê, jy kan hom nie afsê nie. Ek sê, hoekom? Sy sê, jy moet hom eers leer lief kry. Toe sê ek, maar wat se nonsens is dit? Moet ek nou hoe bedoel mevrou dan nou? Ek wil hom afsê, hoe moet ek hom nou van die begin af leer lief kry? Sy sê, jy moet hom op die regte manier lief kry as mens, nie romanties nie, dat jy hom kan vrymaak. Dan is dit fyn met hom, en alrede hoekom hy klou aan jou, hy weet jy's nie werklik lief vir hom nie. Ek sê, maar ek is nie, sy sê, as mens, jy moet hom lief kry as mens, jy moet respek vir hom begin te kry. Dis wat jy hom skuld. Skus, dit is vir my so mooi. Dit het my 8 maande gevat, om hom lief te kry, om hom te sien deur die oë van God, dat hy is eintlik perfek. En ek het die oggend, ek sal nooit vergeet nie, 'n Vrydagoggend het ek vir hom gesê, jy moenie huis toe kom vanaand nie. Hy het gesê, dis reg so, wanneer kan ek my klere kom haal? Helga het ook gesê, wanneer jy die hoogste aanspreek in mense, kry jy die hoogste terug. Maak nie saak wie dit is nie, as jy nie die hoogste aanspreek in mense.
Wat 'n ongelooflike les. Ek kan nog baie vertel van haar, maar dit is nou. Daar het ek wakker geskrik. Dit het my op my pad gesit. Op die regte pad. Amore, kom ons praat bietjie oor jou grootwordjare. Jy het nou genoem jy's 'n Kaapenaar, maar jy is gebore in die Oos-Kaap, wat daai tyd seker ook nou nog deel van die Kaap-provinsie was, maar Burgersdorp. Ja, Burgersdorp, my pa was 'n huisdokter op Burgersdorp vir 'n paar jaar en toe is ek daar gebore en ja, ek is nooit skool toe daar nie. Jy weet ek het in die Kaapskool gegaan, maar ja, Toe Durban wil en jou pa se kardioloog. nee, pediater. Wat sy pediater. Ja, pediater. Ja, ek het in Kentridge, ons is eers van Burgersdorp af Parow Noord toe het my pa begin spesialiseer en toe later het ons Kentridge toe getrek, is reg langs Durbanville, maar ek was Durbanville Hoërskool gewees. O, Ja, okay, ja, okay. ja. Wat 'n tipe kind was jy? Ek weet julle was 3 kinders dink ek. Die grootste geskenk wat my ouers ons gegee het, hulle was lief vir mekaar en hulle het gehou van mekaar. Daai hou is veral belangrik, want jy kan lief wees vir iemand lankal nie meer van hulle hou nie. Ja, en wat vir ons fantasties was is ons ouers was nie so behep met ons nie. Hulle was baie behep met mekaar. Dit is die grootste kompliment wat jy kinders of die grootste geskenk wat jy kinders kan gee, jy weet. So ons kon onsself uitleef in daai. So ek het groot geraak in die 70s, né? 70s met vroeg 80s. So dit was maar 'n sosiaal baie hardlywige tyd in Suid-Afrika, né? So ons kinders kon onsself uitleef op wonderlike maniere. So daar was nooit daai ding van nou moet jy sport doen en nou moet jy 'n A kry en ek onthou ek het nooit meer as 50% gekry vir enige vak nie. My ouers het net altyd gesê, ons is so trots op jou. Ons is so trots op jou. Maar nou gaan ons eers gou 'n glasie wyn skink. Jy weet, so was dit gewees. En jou ma was 'n kunstenaar. Ja, my ma het geskilder. Ja, is my ma het daai onder andere daai skildery geskilder. ek sien. Ja. En my sussie het haar kunsttalent geërf en ja, so kyk, ek is seker my ouers het baklei, né? Daar's nie iets soos 'n perfekte huwelik of verhouding nie, maar hulle het dit agter toe deure gedoen. Want dit is nie 'n goeie ding daai nie. Want ek het nooit geleer om te baklei eintlik nie. So hulle sê dis so goed as ouers voor kinders baklei en vir alles hulle weer opmaak voor die kind. Jy weet, die kinders kan sien daar is 'n dit gaan nou onstuimig hier, maar uiteindelik is hulle weer reg met mekaar, jy weet. Ja. En dit het ek nooit gesien nie. Ja, ek het my grootwordjare geniet, jong, en toe ek 'n pik toe van Durbanville af, want almal het Stellenbosch toe gegaan. Dis so vervelig. So vervelig. Ek was in my lewe nog nooit eers in die Wes-Transvaal nie. Ek was nog nie eers in die Kreerwiltuin nie. Jy weet, as jy in die Kaap groot raak, jy het nie 'n saak by die ander plekke nie. Ene klant op daai Potchefstroom se kampus, die girls het sykouse aan en hierdie tissues onder die rekhorlosies. Nee, onthou jy daai rekhorlosies en tissues? Ja, nou almal. Maar wow, ek sê vir jou Pieter, ek moes pik toe gaan. Daar het ek Koos Du Plessis se musiek ontdek. TT Kloete. Al my lesse het gelê by die pik. Ag, ek het nou nog lesse, maar my groot lesse het daar begin by Potchefstroom in die pik. Maar ek was soos 'n vis in die water daar eintlik, want wie wat nee. Ek besef toe iets baie interessant. Ek is baie beter in die binneland as langs die kus, emosioneel. O, regtig? Ja, kyk, ek het heel gelukkig groot geraak en alles, maar toe ek in die binneland land, op droë grond, yes, like man, ek het energie, ek is mal oor die binneland, gesprekke is vir my ook, die mense is vir my ernstiger in die diep binneland, ek hou daarvan, ek dink daar's minder uitdagings langs die kus. Ek was nou onlangs in Durban, die mense daar is oppervlakkig, jong. Ja, nee, hulle lees nie, hulle is op 'n eiland. Dis die weer is so lekker. Jy weet TT Kloete het gesê die rede hoekom hy het gesê dis van al die sonskyn weer dat Suid-Afrikaners so oppervlakkig is. Maar anyway, joke, ek los dit nou daar. Hy het so gesê. Maar het hy nie echt gehad 'n behoefte aan onweer? Ja, behoefte aan onweer, einste. Ja. So en toe ek 3 jaar op die pik toe ek weer Kaap toe en man, dis nie dat ek bedruk is by die waters nie. Ek is nie bedruk nie. Ek is nie heeltemal myself. Ek voel net nie heeltemal ja. En ek is 'n waterdraer, jy sal nou dink 'n waterdraer. Maar nee, gee vir my droë grond. Daarom is ek altyd het ek instinktief, was ek mal oor die Karoo, nog voordat ek daar gekom het. Ek's nog maller oor die woestyn, hoe droër hoe beter. Ek sal vergaan in 'n tropiese plek, jy weet, soos die tuinroete is pragtig, maar dis te veel groen.
Maar bless the souls who are living there, en wat dit geniet, ons kan mos nie almal dieselfde wees nie, ek sê net, dit werk nie vir my so wonderlik nie, jy weet. Jy het nou daaraan geraak oor 'n middelkind, die hiërargie ek was in 'n stadium in 'n verhouding met 'n middelkind, die hiërargie, as ek dit nou so kan stel. Okay, kyk, soos die eerste kind, is mos nou die kroonprins of die kroonprinses. Dit is bewys dat die eerste kind is ook uiteindelik die slimste van almal. Nie omdat hulle geneties hulle IQ hoër is nie, maar die ouers, dis mos nou die enigste kind, spandeer soveel tyd met daai kind. So daar's, jy weet, die kind word gestimuleer en ontwikkel. Dan kom die tweede kind. Jy's ook nou maar net skougehalte vir 'n jaar en 'n half of wat, en dan kom die derde kind, jy weet. En die derde kind is maar nou maar die kleintjie vir ewig, jy weet. Nou, kyk, al is daar 5 kinders, die 3 in die middel sukkel. Hulle sukkel. Dis al 4 kinders, die 2 in die middel sukkel. So, die tweede kinders of die middelkinders raak gewoonlik die narre, want hulle moet raak gesien word. Hulle hulle is ook rebels. Hulle is gewoonlik goeie entrepreneurs, van wie hoekom? Daar is soveel druk op die middelkind om te presteer nie. So jy kan kanse vat, jy kan doen wat jy wil. Druk is op die oudste kind. Die oudste kind baie druk. Oudste kinders hou van orde, hulle hou van struktuur. Hulle is mal oor lysies maak. 60% van die presidente van Amerika is oudste kinders. Ja, so middelkinders is maar, kyk, dis maar net ons persepsie. Dis dalk glad nie die realiteit nie, maar dis my persepsie. Jy weet dat die oudste kind is die kroonprins, my broer, 3 jaar ouers, ek, jy weet, en dan kom ek, en dan die jonger sussie. So jy weet half jy so tussen en ek moes, ons is goeie diplomate ook, want jy wil in almal se goeie boekies wees, want jy weet jy is nou nie by die huis is jy nou nie heeltemal die gunsteling, jy wil net in almal se boekies wees, jy weet, so jy kan maklik 'n manteldraai raak. Was jy 'n rebel? Ek dink nogal as jy op 7 begin rook het? Ja, kyk hierso, jy moet weet, ek het vroeg in my lewe geweet, nee. Dis so baie hardlywige omgewing hierdie, jy weet. Ek moet en ek wou net groot wees so gou as moontlik, want jy weet, deur die jare kinders, ek weet nie wanneer jy groot ons moet gesien word nie, gehoor word nie. Jy het nie 'n sê gehad nie en so ek het vroeg al 'n nar persoonlikheid ontwikkel, maar ek kon dit ook nie eens uitleef nie. So al oplossing vir my is om so gou as moontlik groot te raak. En lyk my die groot mense het met alles weggekom. My ouers het altyd gerook en toe ek begin te stompies rook. Ja, lekker. Jene saam met ons huishulp. Want sy het ook gerook en sy wou ook sigarette gehad het. So ek het spesiale rookklere gehad. Ek en my suster Cora, net 'n jaar jonger as ek. Ons kom baie goed oor die weg en ons het sommer vroeg. Ons was rabbedoes. Jene, en toe ons die tienerjare tref. Jy weet, my ma kon nie huishou met ons nie. Jy weet, ons kon nie reg loop nie. Ons het so lelik gesit. Toe sê my ma, julle moet gaan na 'n afrondingsskool toe. Ek stuur julle nou na Dominique se afrondingsskool in Bellville, want sy kan ons nie maniere leer nie. Gaan ek en my sê, ons is rabbedoes, dit is die woord rabbe, ons het gerook. Daai stompies, tot vandag toe, ek moet sê, ek rook lankal nie meer nie, maar ek is soelus vir 'n nippie, 'n eentjie, 'n stompie. Ek sal net nog een trek wil vat voor my dood. Nog een trek, een lang trek. Daar's niks so lekker soos dit nie. Wat 'n tipe student was jy? Was jy besig? My skat. Dit was vir my baie moeilik. Die drama studeer. Kom ek vertel vir jy wat vir my so moeilik was. Ek het uitgesien na 'n fantastiese studentelewe. Jy weet, nou is ek lekker weg van my ouers, nou kan ek my magtie, dan moet ek elke aand repeteer. Ek het 'n halwe karnaval en 'n halwe intervarsity gehad, dis al. Ek was seker met 2 sokkies in my hele 3 jaar op die pik. Dit was verskriklik. Ons was so min in die klas, man, dat ek kon nie eers bank nie, ek kon nie stokkies draai nie, hulle gaan my vang. Jy kon ook nie repetisies skip nie. Ons het altyd, ons dosente het gesê, jy kan nie 'n repetisie bywoon nie. Jy weet, as jy vertolk 'n rol, nou is jy nie daar nie, hoe moet die ander nou oefen? Hulle het gesê, ons sal nie eers dood aanvaar vir 'n verskoning nie. En ek het hierdie mense ernstig opgevat. Ek kon nie stokkies draai nie, ek kon niks. Ons was in my derde jaar, was ons 5 in die klas. Jy kan mos nie dan bank nie. Pieter, dit was vir my moeilik en die mense het they quickly cut me down to size. Het was baie ernstige mense met wie ek geswat het. En hulle
hulle het my as baie oppervlakkig ervaar. I was a bit too much, man. Maar dit was in daai tyd was dit nog die PU vir CAO, so ek dink dit was 'n Ja, maar die drama-departement was baie liberaal. Baie liberaal. O, is Ja, dit? yes, hulle was fantasties. Hulle was ja, gits, ons het deelgeneem aan Gramstad by die Gramstadfees, O. waar dit was die tyd van die Struggle teater en ons het een keer 'n maand het ons vir 'n naweek het ons professor ons gevat vir op 'n Saterdag gaan kyk ons 3 shows in Johannesburg, 3 konserte, toneelstukke in Hillbrow. Oral daar was wonderlike teaters in Hillbrow. Ek dink al was die Windy Brow teater en loop ons rond in Hillbrow. So ons het baie goeie blootstelling gekry. Ja, maar dit was vir my moeilik en hulle het vir my vroeg laat verstaan ek het nie eintlik talent as aktrise nie. Dit was ook vir my verskriklik. Jy weet, dis alwaarna ek uitgesien het. Jy weet, ek het wiskunde gelos in standaard 7, want ek het geweet ek gaan eendag 'n aktrise word. En toe ek daar kom, het hulle my baie goed laat verstaan. Ek het nie talent as aktrise nie. Maar wat dink jy in daai stadium dan? Jy's nou besig hier met 'n dramagraad. Ja, dit is nogal hektiek om te hoor, né? Ja, dit was moeilik. Ek het deurgedruk. Daar's niks anders wat ek kon doen nie. Ek het niks anders belang gestel nie. Niks anders nie. As ek nou terugkyk na my lewe, is perfekte orde hoe alles gewerk het. Want die feit dat hulle vir my gesê ek het nie talent as aktrise nie, dit het my ek dink dit het my diep gemaak. Dit het my 'n meer denkende mens gemaak en toe ontmoet ek vir Helga op 22 en toe begin my reis na binne. En radio, ek het nog nooit gedink aan radio nie. Ons het glad nie radio eintlik geluister nie by die huis nie. My ma het net Radio Today geluister in die oggende as niemand in die huis is nie. So ek het Radio 5 geluister op 'n tyd. Goeie Hoop nogal. Goeie Hoop was groot in die Kaap. Jy weet, kom ek vertel vir jou, die streekradiostasies was mos 5 gewees. Goeie Hoop het uitgesaai van Kaapstad tot by deur aan die kant Springbok tot by aan die kant Gramstad. Dit was oor die hele Kaap-provinsie en dit was groot en ja, en dit was bruin en wit. Ons het saam geluister. Jy weet, die musiek het bruin en wit na saam. Jy weet, Goeie Hoop was nogal, ek dink 'n groot deel onbewuslik van my kinderjare en my siening in die breinkultuur geleer en jy weet. Toe jy nog jou dramagraad klaar gemaak het en hulle sê nou of jy weet nie eintlik talent om 'n aktrise te word nie, jy sê jy kry nie audisies nie. Toe word jy nou die produksiesekretaresse. Maar hoe het jy toe nou by radio, was dit by Algoa? Produksiesekretaresse, op 'n produksie gewerk. Daarna het hulle my demote van produksiesekretaresse na go for this, go for that. Jy weet, wat doen mense, wat is daar 'n ander woord daarvoor, man? Dis 'n runner. 'n runner. Ek was 'n runner. Yes, dit was 'n woeste tyd. Kom ek vertel vir jou. Dit was 'n woeste tyd. Hoe sê hulle? And the women were nervous. Ek het daai tyd gaan werk in New Zealand waar daar sê hulle mos where men are men and the sheep are nervous. Anyway, so dit was 'n baie macho tyd in die filmbedryf. So die kameraman het elke aand sê maar gedrink tot 12:00 en ek buite kan die Stags hotel in Kaapstad. Ek weet nie of jy die Stags het. Ek het al gehoor daar. Stags het hulle te stripshow elke middag gehad. Dan moes ek sorg dat hy saans in die bed kom. Net na 12. Dan soggens het ek om 6:00 gaan oplaai met al die babbelas doepa op my. Om hom reg te kry as vir 8 uur se skiet, jy weet. So van ek het 2 ure om aan daai babbelas te werk. Jy weet, so dit gewerk. Dit was 'n tyd jy weet, waar mense produksie, waar mans maklik die make-up girl deur die gesig kon slaan. Ja, ek was op 'n produksie waar een van die dames was 8 maande swanger en hulle het weggekom daarmee. Dit was die tyd, so dit gewerk. Dit was 'n baie moeilike tyd. Is nie meer so nie. Dis nie meer so nie. En toe, en toe ek het 'n wonderlike man in my lewe gehad wat 'n dokter was en toe sê hy, kom ons gaan reis die wêreld. Jy kry nie werk nie. Jy wil tog ewige runner wees nie. Kom ons gaan reis die wêreld, man. En toe vir 'n jaar lank het ons gewerk vir 3 maande en dan vir 'n maand vakansie gehou in die lande. En toe kom ek terug na 'n jaar. Maar was jy toe Kanada toe? Kanada, ons het begin in Kanada vir 3 maande en toe was ek 'n kelnerin by 'n restaurant in Kanada in Saskatchewan. Op hulle platteland, dis soos die Karoo, man, dit is mense was baie konservatief. Ek onthou dat dan kom maar Indiane in om te kom eet, né? Dan mag ons hulle nie bedien nie. Wys jy hoe erg was die apartheid toe by hulle. In elk geval, en dan het ons vir 'n maand gereis deur Amerika en dan met daai geld wat ons gemaak het die 3 maande. Soos vir dit
moet wees as jy in jou 20's is. Jy werk vir 3 maande en dan reis jy die geld op en toe in Nieu-Seeland, dis waar ek 'n skaap geskeer het vir 3 maande. Ek het al 'n program gemaak oor skaapskeerders en dit is 'n helse werk. Pieter, Jou rug moet afbreek. Pieter. Maar daai skaapie tussen jou bene, het jy wol geklas of het, nee, ek het begin as 'n drolle vanger. net om hy Net die drolle af, jy weet, van die vel. En toe word ek gepromoot na 2 weke, toe sê ek 'n wolsorteerder. Maar dit is 'n helse job man, om daai wol, want kyk hierso. moet jy die karteltjies kyk en Alles, die ouens wat geskeer het, nie met die skerde, hulle skeer met daai elektriese goed wat hang uit die dak uit. En ek het met ouens gewerk, dit was baie interessant, op die Suideiland, Tutaperi was die dorpie, maar daar in daai omtes, hulle 200 skape gemiddeld per dag geskeer. joh, In die 80. Wie hoe baie is dit? So, op die houtvloer nou, so jy moet onmiddellik buk in die wol, soos hy skeer, moet jy die sekere wolle uit die pad uitvat. Uit die pad uitvat mos. Terwyl hy skeer, anders kan hy nie 200 op 'n dag skeer nie. presies met daai vagte weg. Ja, dit is die woord. Is dit 'n vag? Is dit die woord? Ja, daai. Ja, Ja. En dan moet jy daai wol vat, daai hele gedoente wat daar uitkom en dan moet jy Gaan gooi op 'n tafel en dan moet jy vinnig. Ek was op Voltaren inspuitings, wil ek vir jou vertel. Ek het 10 kilogram opgetel daai 3 maande van fisiese arbeid, jy ontwikkel mos spiere en DB, hulle bier wat hulle het daar in Nieu-Seeland. Dis alwaarna ons uitgesien het na 'n harde dag se is 'n bottel bier. Ons het daai bier, ons het met die kasbier gereis van plek tot soggens by die boer aankom en sê ons sit vir ons in die yskas en dan het ons daai bier gedrink en dan het ons daar teruggekom het. Ek het gewerk soos 'n plaasarbeider en dan het ons na die hotel toe, dan het ons pool gespeel en dan het ons begin te skaapchops eet. 'n Skaapchop het 60 sent gekos in Nieu-Seeland. 60 Nieu-Seelandse sent in 1988. Skaap was so volop daar. Nou deesdae is skaapvleis blykbaar duur in Nieu-Seeland want alles gaan ooste toe. Hulle het ook nou die skaapvleis ontdek. En 'n skaapbout was $6. 'n Nieu-Seelandse dollar was baie minder as 'n Suid-Afrikaanse rand. Toe. Baie. 1988 was dit baie minder as die Suid-Afrikaanse rand. Ja. So ons het eintlik nie geld gemaak nie want jy kan nie terugkom. Nee man, en toe het ons in Australië na 'n tyd vir 'n maand vakansie na daai 3 maande daar. En toe van daar af, ek dink ja, terug Kanada toe en so. Ja, toe kom ek terug in Suid-Afrika. Toe is al boggerol vir my om te doen. Boggerol. Ek is nou weer op die pad van Odyssey kry boggerol. Ag man, en die kerel wil toe my trou met wie ek nou vir 'n jaar oor see. Hy kry toe fantastiese werk op die Kaapse vlakte, maak 'n hengse klomp geld in 'n kontantpraktyk in Blue Downs. En toe sit hy 'n deposito op 'n huis en Kamsbaai koop vir my BMW en nou wil hy my trou. Toe besluit ek nee, kak. Ek is nie 'n picket fence vrou nie. Nee, nee, en jy praat niks van trou, praatjie, maar nou wil jy my trou. Dit werk nie so nie. Ag en toe gaan ek na my ouers toe. My ouers het intussen PE toe getrek. Ja, my pa, ja, soort van afgetree en toe gaan werk by Staatshospitaal in PE. Toe gaan ek na my ouers toe. En toe begin ek daar te werk as 'n waitress. Kelner in die Maverick Spur. Yes, dit was die hoogtepunt van my lewe. Ek wil vir jou sê, ek dink dit is my gunsteling werk. Eers ek het geniet. Toe begin ek vir die eerste keer in my lewe jong mens te wees. Toe ek 24. Die lewe waarvan ek gedroom het as kind. Ja. Toe ek gesit en rook het met die huishulp. Toe ek vry. Yes, like man. Ek ontmoet klomp verskillende jong mense, ander studente in PE en ek werk en ek het 'n hengse klomp geld van as jy 'n kelnerin is, het jy altyd geld. Kontant, altyd. Ja. Ja, ag en so by so stadig maar seker het dit net gebeur dat ek in die radio beland het, Radio Algoa. Wat ek eintlik wil sê is, as jy nie die werk kan kry wat jy wil hê nie, doen net enige ding man. Raak net deel van die ritme van die heelal. Just show up, jy weet. En al daai werkies wat ek gedoen het, al daai, jy weet, toe raak ek 25, jy weet, toe het ek nog niks gedoen waarvoor ek geswat het nie. Om die waarheid te sê, nou nog steeds nie, come to think of it. Maar raak net deel van die ritme van die heelal. Kom net daar uit. Het jy toe nog gegaan om 'n omroeper te word of 'n DJ Nee, of man.
ons buurman, my pa se buurman, toe ek weer by my ouers in die huis, hy hoor toe van my tripie oor see, en toe sê hy, en toe laat weet hy vir 'n vrou by Radio Suid-Afrika, net toe Suid-Afrikaans stereo, ek moet kom, sy moet my 'n onderhoud voer, oor wat ek gedoen het, né, 'n onderhoud voer, en ek vertel toe vir haar van my interessante pad, ek was 'n au pair ook in Kanada, en dit was 'n saak van gebed, maar dit sal ek jou vertel, as jy die dag 28 is, of wat en daar het ek gevlug uit Kanada, uit Vancouver uiteindelik, maar in elk geval, dis 'n storie vir my memoirs, en toe sy onder my, toe sê sy, maar hoorie, maar wat doen jy? Ek sê, ek werk by die Maverick Spur hier in Rink Road. Sy sê, kom vir 'n audisie Radio Algoa, en toe gaan ek vir 'n audisie. My magtig. Toe kry ek, toe word ek aangestel as omroeper op grond van my nuuslees. Maar ek het in my lewe nog nooit nuus gelees op die radio en niemand wil my toelaat om nuus te lees nie. Veral nie RSG nie. Hulle sê jy kan glad nie nuus lees nie. Weet jy hoe wonderlik is die lewe, man? Weet jy die lewe is net so fantasties. Jy weet, ja, en toe is ek by Algoa, toe ek moes die kerel by Checkers se Fruit and Veg. Toe sê kom ons gaan. Kom ek het hierdie pos gekry in die Kaap, en toe gaan ons Kaap toe, ja, en Radio Goeiehoop, en toe raak het, en toe in KFM, was eers kontry KFM, en toe, na 10 jaar van uitsaai, toe raak ek verveeld, man, met kommersiële radio, want al wat jy moet doen, is jy moet net die tyd aankondig. Jy het nou geluister na Patricia Loos, en dis nou 10:10, en hier is Billy Joel, en dis nou 20:10, en so vervelig, en toe probeer ek inkom, besluit ek, my antwoord is RSG. Kom ons gaan net, daar's 'n praatjie wat jy aanbied wat op jou webwerf is. Jy het verskillende praatjies en daar's chappies.com ook wat ook uit Alubekker kom. Maar daar's 'n praatjie, die Griekse tragedie. Hier, en is dit vir jou 'n storie, Pieter? 1993. Daar was 'n winskoop in die Kaap. As jy 'n CD-speler koop, dan kry jy 'n retourkapie, kaartjie Londen toe. Wat? Ja, kan jy glo? Vir R5,000 toe. Koop ek vir my die CD-speler, 'n retourkaartjie. En toe ek alleen in Londen toe, en toe ek wag vir my tas op die carousel toe. Sien ek 'n koerant, en daar's toe nog 'n winskoop daar. Jy kan gaan na die eiland van Rhodos vir 'n week in Griekeland. Vir £100, en dit was toe R6 per pond. Dis R600. Vlug so en toe. Dit is toe 1993 en akkommodasie vir 'n week. En toe ek Griekeland toe, en toe dan moet ek hierdie Griek mal verlief en lang storie kort. Emigreer ek toe Griekeland toe, en toe En jy het Grieks geleer of begin ja, leer? ek het begin raai wat is 'n meisie in Grieks? 'n koekla. 'n koekla. In elk geval. Ja, Grieks geleer, jene, ek lyk toe's glad Grieks. Lang bruine hare, ek maak dit so styf vas. Ek lyk toe nes Christina Onassis, maar 'n baie gelukkige Christina Onassis. In elk geval. Ja, ag en toe dit het toe nie vir my gewerk nie, maar ek het 'n fantastiese les daar geleer. Nie les nie, net van hoe die lewe werk daar geleer. Maar jy het toe nou teruggekom Suid-Afrika toe, en toe, waar val jy toe in? Yes, like man, toe is ek nog by KFM. Ja, toe is ek nog by KFM, toe vat hulle my, dankie, toe vat hulle my terug. En ja, toe het ek daar aangehou, ja, tot so 1998 toe, en toe toe was ek verveeld met kommersiële radio. En jy kan as vrou nooit tog 'n breakfast show aanbied of 'n drive time nie, want dit was half seksisties. Onthou toe ek by radio aankom in 1989, toe sê hulle vroue is nie suksesvol in radio nie, want julle stemme is te hoog, sê hulle vir ons. Hulle hou ons maar net aan omdat hulle, jy weet, vir die weer en whatever. En toe moes ek maar hierdie vervelige programme aanbied, want by kommersiële radio kan jy nie jou persoonlikheid, dis net by huistoeryprogram of 'n ontbytprogram waar jy jou persoonlikheid kan uitleef. Tussenin moet jy net aankondigings doen, want jy die adverteerders, hulle wil nie hê jy moet die adverteerder ontstel nie, en hulle wil nie jy moet sit en nonsens praat nie. Jy gebruik tyd op waar hulle kan adverteer en geld maak. Jy weet, daarom toe weet ek, RSG is my antwoord. Man, ek moes iets soos 3 of 4 audisies. Ek het 4 audisies by RSG gedoen. Ek wil nou net sê, want jy het toe nou Breakfast met Bekker begin aanbied op 'n Saterdagoggend of? Ja, maar ek moes Maar het jy vir Magdalene gebel en gesê jy wil kom of? Nee, dit is kyk hierso, ek probeer al lank ek probeer om in te kom by RSG, want ek hoor die mense praat, so jy kan lekker lank praat daar. En daar, jy weet, as omroeper, jy moet wag tot iemand doodgaan voordat jy kan aankom. Want dit is so 'n lekker job, nee. Jy moet wag tot iemand doodgaan of dat hulle begin te hakkel of wat ook al, dat jy kan inkom. En toe bid ek dat iemand moet doodgaan daar. Ja, ek wil nie in detail ingaan nou nie. Ek wil nie in detail ingaan nie, maar ja, en toe ja, hoe ek die job dis 'n droom wat ek gehad het. En in my droom het
2 omroepers verskyn aan my wat werk by RSG wat ek lank terug ontmoet het daar by Radio Agua. Toe sê hulle Amore, jy moet nou, is 'n droom. Jy moet nou kom, jy moet nou RSG toe kom, nou is die tyd. Toe bel ek net die volgende oggend, ek was so opgewonde, ek het wakker geword uit die droom uit. Ek kon nie weer slaap nie, en die volgende oggend toe bel ek RSG. Dit was 'n Vrydagoggend. Nee, sê maar Woensdagoggend. Toe tel Terrence April die foon op. Toe sê hy, en ek het hom geken in die Kaap toe ek daar uitgesaai, maar hy was daar by RSG. Toe sê hy, Amore, waar is jy? Toe sê ek is hier in Pretoria, man. Toe sê hy, kom, want ons het vir Ewert Snyman, hy skeel vol vir die Saterdagoggendprogramme van 5 uur. Kom sit in een oggend by hom. En toe sommer daai Saterdag toe klok ek in by Ewert. Ja, en toe nog 2 Saterdagoggende saam met Ewert en toe begin ek breakfast met Becker. Ja, dit was wonderlik, man. Ek kon nie my lak glo nie. En dit was uiters gewild. ja, ek het dit so geniet. Dit was lekker geweest. Dit was lekker. En toe kry jy huis toe tydprogram, dis jou stem nou nie meer te hoog nie. Toe is my stem nie te hoog nie. Toe kry jy Chila tyd. Ja, en dit was dit was 'n fees geweest. Wat tussenin het jy nog TV-programme ook gedoen? Ek onthou meer onlangs was daar Volksvreemd, ja. Maar voor dit was daar ook Makelas en verander. Dinge verander. En Makelas saam met Tolla in 1997, dit was vir my 'n baie moeilike ervaring. Tolla was wonderlik, maar ek was heeltemal uit my diepte uit. Jy weet, ek kon nie sit en grappies vertel nie. Ek kon nie. En dit was toen nog 'n baie macho kultuur in ons land in 97. Mense is gewoon aan spies en plesie en so aan. So ek het maar daar gesit, ek was baie uit my diepte uit. So ek het nie baie geniet nie. Ja, ek was baie onseker van myself en toe verander dinge later wat ek oorgeneem het by Ruda. Ja, dit was ook 'n goeie leerskool en toe ja, Volksvreemd, ja. Maar my liefde is radio, want radio is net dis onmiddellik. En jy het nie iemand wat oor jou skouer loer en sê jy moet nou dit en dat doen, jy moet nou so sit en jou maak so en sit regop en so aan nie. Amore, daar's min mense in Suid-Afrika wat mense kan mobiliseer, wat 'n veldtog kan dryf, soos jy. Almal onthou Bottels vir Beaufort. Ek dink ek was nog op skool dalk op universiteit, was dit boeke vir Karatra. Ja! Se biblioteek wat ek dink jy op Chila tyd gedoen het. Hoe kry jy dit reg? Is dit daai wonder? Ek dink mense besef nie eintlik die voetspoor en die gehalte van RSG en RSG se luisteraars. Ja, kyk, ek glo jy moet baie in voeling wees met jouself en jou eie instink. En iets moet jou raak en slegs dan doen jy dit. Daar moet geen ander rede daarvoor wees nie. So, die ding van Karatra, dit daai gemeenskap wat so brandarm is daar. So dit ons het begin by boeke, maar ons het uiteindelik vir almal skoene gekry in dorp. In elk geval en nog baie ander goeters. So dit het my net geraak en toe weet ek, okay, radio is net so 'n fantastiese medium om met mense te praat. Bottels in Beaufort het gebeur toe 'n siel op 'n wiel my bel en sê dit was gewees sê maar 2013 daar rond, maar dis voordat ons water nog opgeraak het. Die idee van water wat opraak was nog nie in ons gedagtegang nie en die bestuurder van die vragmotor wat sê hy bly op Leeugamka, hy is nou op pad Beaufort Wes toe. Hy met water, met kanne water, want sy vrou en kinders het nie water nie. En dis 'n oproep wat ek toevallig op die lig gekry het. Toevallig. 'n Spontane oproep. En toe dink ek, dit is iets verskrikliks. En dit was naby die Desember vakansie. Dit is ook alrede hoekom dit gewerk het. Jy weet, so ek glo as jy in voeling is met jou instink, gaan alles, dit sal reg werk. Spontaan. En toe, mense moet op vakansie gaan. Van Johannesburg en Pretoria, hulle ry deur Beaufort Wes, man. So ek bring net vir ons 'n kannetjie van 5 liter water. 5 liter water. Maar die wonderlike ding daarvan, daar was hierdie man en sy pa, Teens en sy pa in Bonnievale, wat gewerk het met hierdie projek, en voor dit het ons die projek gehad van maak dorpe mooi, en hy het toe begin te saamwerk met soveel mense, wat toe na die Bottels van Beaufort projek die Desember, want dit het net daai Desember gehou, waar die mense deurry, het hy koneksies gekry dat daar weekliks 'n wa met, ek weet nie hoeveel duisende liter daar afgelaai word nie. En daar het ek wonderlike goed gesien. Daar's 'n moslimgemeenskap in Noordwes van Christiana. Hulle praat almal Afrikaans en hulle het kom boorgate sink
in Beaufort Wes. Is dit nie pragtig nie? Hulle het opgery vir ons het 'n funksie gehad in Beaufort Wes. Hulle het opgery daarvoor. Hulle het by die NG Kerkman het hulle gaan 'n gat sink. Boorgat sink, jy weet. Hulle was so fantasties. Alles wat hulle gehoor het op RSG. Wys jou net wat 'n fantastiese land ons het. Hoe mense saam staan as daar 'n probleem is, jy weet. So dit was dit het my lewe so verryk. Ja, daai ding. Childhood het baie dinge ook gebeur en in Allo Becker vir al die boeke, die huistoereis stories, die Engels stories wat Allo Becker, die 2 resepte boeke, dan was daar nog Koelsum en Florie. Skrikker, Koelsum Kamali en Florie Skrikker. Ja, wat daar het ook 'n boek uitgekom, al is dit nou nie deur RSG nie, maar dit is as gevolg van 2 RSG. boeke wat Florie en Koelsum en ek het mos by ons het 'n uitsending gaan doen in Bonteheuwel. Ek het daar eendag een aand, ek het daar by Florie hulle geslaap. Ai, sis, tog hulle het vir my 'n spesiale bed laat kom. Jy weet, dit het my hart so geraak. Hulle het my 'n bed laat kom waarop ek kan slaap daar. Maar in elk geval, daar het wat ek nooit sal vergeet van daai 2 girls nie. Koelsum, sy was moslim. Sy het 2 dinge gesê. Sy en haar man het baie gereis Makka toe. Hulle praat in die Kaap van Makka en Saudi-Arabië, ewer Makka. Sy sê maar Amora, niks het my so getouch. Die dag in Jerusalem by die baby Jesus se graf nie, sê sy as moslim. Sy het ook gesê, en hierdie is die grootste woorde wat ek gehoor het in my lewe. Sy het gesê, as jy nie met min tevrede is nie, gaan jy ook nie met baie tevrede wees nie. Ja, so ja, ek het wonderlike tye saam met hulle gehad en toe raak hulle 2 reisigers in die land, jong. Hulle tree hier op, hulle tree daar op en dan sal Josie toe kom en kuier ons en ja, ons het baie lekker, ons het wonderlike tye saam gehad. Ons moet praat oor Antoinette Pienaar, wat nou nog elke Vrydagoggend haar wyshede en insigte en net kos vir die siel soort van deel. Hoe het julle pad begin? Pieter, in die vroeë 1990s was daar 'n plakkaat op die Kaapse lamppale gewees. Daar was 'n vrou met die naam van Antoinette Butler. Sy was 'n kabaret kunstenaar. Sy het 'n beehive gehad en hierdie lang sigarette. Dis toe Antoinette Pienaar met 'n beauty spot. Maar hierdie gesofistikeerde vrou op die plakkate. En op 'n dag toe by KFM, toe kom ons baas Mervyn Gers daaraan met Antoinette Pienaar. Sy het toe intussen geskei van is toe terug Antoinette Pienaar. En sy het met 'n 2 liter bottel water gestap in die Kaapse straat en onder was Karoo klippe in die. Ek wou net sê daar was 7 klippe of ja, 13. En daai 2 liter Coke wat met water is en dit het haar geaard, sê sy, as sy so in die stad is. En toe sy haar mond oopmaak toe toe was dit love at first sight. En dis toe die mens wat ek al so lank soek my lewe om mee te praat. En ja, en toe sê ek, ons moet begin op draadloos, ons moet die mense inlig. Ons moet hulle inlig wat jou passies is en die krye. En toe by RSG toe, toe gaan ek RSG toe. Toe sê ek vir Magdalene, ek wil met haar praat Saterdagoggend. Toe sê RSG, nie oor my dag, toe sê Magdalene, nie oor my dooie liggaam nie. Sy sê, ek het daai vrou al sien optree by KAKA. Sy's mal. Ek sê, maar dis presies. Ek dink toe by myself, ja, laat julle donders, laat julle maar dink sy's mal. Ek weet sy's nie mal nie. Sy is toe 'n treffer. Ek sal nooit vergeet nie, my heel eerste onderhoud met Antoinette op 'n Saterdagoggend. Ag, toe val die lyn. Toe kon ons mekaar nie meer kry nie. Na 2 minute se praat. En ek dink Magdalene sê toe vir my, ag nee, hel, kom los dit. Dis 'n teken van bo. Ek sê nie, o, Elgie, maar net nog 'n kans. En ja, en toe my en Antoinette se pad begin te saamstap. Tot vandag toe is ons nog baie na aan mekaar. En yes, like ja, soos wat sy so baie vir baie mense beteken met haar aard, sy's 'n skat, sy's 'n volksskat, sy's 'n ja, ons moet haar bewaar, daar's niemand anders soos Antoinette nie. Amore, jy het nou gesê Magdalene was nou nie baie opgewonde oor Antoinette nie, maar kyk nou wat sy. Ja, maar sy was sy mal oor Antoinette. 100%. Natuurlik. Maar jy daar op jou, ek wil nie dit 'n voorgevoel noem nie. Ja, voorgevoel, 'n instink, my instink het nie onmiddellik geweet hierdie vrou gaan werk. Maar hoe belangrik is instink vir jou? Dit is alles. So werk die instink. Jy kry, kom ons kyk na die trappe van vergelyking van intelligensie. Jy kry intelligent, meer intelligent en dan kry jy jou instink. Ons het dit almal binne ons. Ons het almal daai ding binne ons waar jy net hierdie gevoel het. Dit gaan werk of dit gaan nie werk nie. En
Jy moet net bewus wees daarvan. Wees net bewus, daar's 3 maniere om dit te ontwikkel. Wees bewus daarvan, vertrou dit en reageer daarop. Jy weet, doen iets. En baie keer sien jou instink, jy weet, jy ontmoet mense in jou hare reis hier agter op jou nek. Ek sê nie daar's fout met die mense nie, ek sê nie dis nie vir my nie. Dis nie vir my nie. Jou instink gaan jou uit. Man, as jy luister na mense se stories van hulle die gevaar gevoel, jy weet, hulle het ongemaklik gevoel in daai oomblik, maar hulle wou niemand ontstel nie. Toe bly hulle maar, en toe gebeur die. Hoeveel ma's wat al gesê het, jy weet, byvoorbeeld, ek wou nie my seun moet 'n loods word nie, ek wou nie hy moes vliegtuig, ek het altyd gevoel daar gaan iets, wragtig, dat kind is dood in 'n vliegtuigongeluk. Jou instink gaan jou presies sê wat rym nie in jou heelal nie. So luister, maar so ons dink die antwoord lê daarin om agter hoër tralies te sit, beter sekuriteitsdienste te kry, gun, 'n sterker geweer, pistool, wat ook al. Nee, wat jou gaan red is jou instink. Daai gevoel van gevaar wat jy voel, wat ook al nie. Soos jou instink jou waarsku dat iets rym nie in jou heelal nie, gaan jou instink jou ook vertel is iets baie goed is vir jou. En as rebel het jy jou instink nodig. As iets vir my heeltemal buite die boks lyk, maar ek is nog steeds kalm, dan weet ek dis die ding. Dis interessant, jy het een keer vir Hanlie Retief dink ek gesê, jy so maklike misdaadkartelbaas kon word. Ja, ek weet nie waar dit vandaan kom nie, maar ek sê vir jou dat dit op daai bank gebeur. Ek weet nie waar dit vandaan gekom het nie. Waarom Hanlie Retief vir my vra, wat sou jy geword het as jy nie 'n omroeper was nie? Sonder om te blik of te bloos, sê ek 'n misdadiger. Want 'n misdadiger, jy moet so kreatief, jy moet altyd een voorwees. Maar danksy kom ek uit 'n goeie familie uit, daarom het ek die een geword nie. Maar ek moet jou vertel my skat, nou die dag is ek by 'n ou wat jou palm lees. Dit was vir die program Volksvreemd. En die man, hy is nie sommer so, hy's nie 'n gypsy in 'n karavaan in die einde van die dorp nie, wat jou palm so lees nie. Jy gaan na hom toe, né? Sy naam is Kevin Leek. Hy bly in Kaapse Hoop. Jy gaan na hom toe. Jy druk jou hande daar in ink in. Hierdie goeters met ink in, man, in die poskantoor altyd gaan chaps gedoen het, né? Jy druk jou hande daarin. Dan druk jy jou hande op 'n wit stuk papier en hy sien elke lyn van jou hand sien hy daar. Dit vat hom dan 'n maand. Hy stuur vir jou 20 getikte folio velle oor jou wat hy sien in jou hande. Hy sê die lyne op jou hande verander elke 5 jaar. Hy sê jou hande vertel jou alles van jou lewe, want jou hande is die gedeelte van jou liggaam wat heel eerste met die wêreld te doen het. Jou hande mos. Hy kom hier op 'n lyn af op my hand. Ek gaan nou nie vir jou sê wat 'n lyn het. Hy sê vir my, Amore, jou lewe gaan net al hoe beter word hoe langer jy lewe. Wie het dit my gehelp, Pieter? Dat my lewe al hoe beter gaan word hoe langer ek gaan lewe. Dit is 'n fantastiese ding om aan te vas te klou. Man, ek gee nie om of dit die waarheid is of nie, maar in elk geval, nou dit vertel. Volksvreemd 2 jaar gelede. Nou is die Kevin Leek so oulik. Hy sê al die crew, almal kan maar hulle hande kom druk in hierdie ding en hy gaan vir ons almal vir ons oor ons lewens stuur die ding per e-pos. En dan moet jy jou naels, duime moet jy dan apart sit. En almal gaan dan hulle duime dan so in die ink, horisontaal, wat ek dit so beskryf. Horisontaal, duim tot duim. En ek gaan en ek sit my duime halfuur onder in die kant van so onder. Hy sê, Amore, hy vat my enkant, hy sê, ek is jammer om dit met jou mee te deel, maar ek het vir 20 jaar gewerk in die tronk, en dis slegs misdadigers, wat hulle duime so sit, soos wat jy jou duim sit. Ek kon hom soen, ek sê, Kevin, ek is seker, ek het 'n ander lewe gehad, waar ek, Bonnie en Clyde, whatever, so dit was net vir my, Pieter, ons weet so min van onsself, daarom, die enigste reis wat daar is die reis na binne. Wat vir my hier by Ansait Koos Du Plessis het so liedjie, ek kan nou nie presies, ek parafraseer nou. Wie sal hier 'n ware swerwer wees? Hy praat van met ouderdom kom wysheid, maar wat wil 'n ou man met wysheid maak, want dit is al aan die einde van jou lewe, maar hoe het jou denke en jou dinge ontwikkel deur jou lewe, hoe jy nou dink versus hoe jy gedink het net 'n paar jaar terug, selfs net 10 jaar en selfs langer terug? Okay, om weer terug te kom na Helga toe, sy het my laat wakker skrik in my eie lewe. En ek het groot uitdagings in my lewe gehad, groot. En ek moes sin kry in my lewe. En ek wou my vreugde behou. So,
weer eens is daai reis na binne. So wanneer die leerling gereed is, sal die meester verskyn. The teacher, soos hulle sê in Engels. Oor jare mense insig en hoe jy anders dink oor dinge, hoe jy anders voel oor dinge en so aan. Hoe het jou denke Ja. verander oor tyd? Ek weet nie hoe my denke verander het nie, maar wat ek jou sê. 'n Mens, dis maar uitdagings wat jou lei om antwoorde te soek. 'n Mens van self gaan jy nie of introspeksie hou nie. Is maar uitdagings wat ek gehad het hierdie jare en ek wou sin maak van my lewe. En Sokrates het gesê, 'n lewe wat nie ondersoek word nie, is nie die moeite werd om gelewe te word nie. So, ek wou nog altyd, ek moet sin kry, ek wil weet hoekom ek hier is en ek moet sin kry van hoekom sekere dinge gebeur. So, ja, dit is maar, ek weet nie hoe dit verander het nie. Jy weet, is maar net, ek gaan maar van, as daar 'n uitdaging gebeur, dan wil ek dit ondersoek. Kom ons gesels oor verlies. Verlies in verhoudings, jy het al baie daar verlies in verhoudings gehad, albei jou ouers wat oorlede is, in 'n stadium is 'n kerel van jou oorlede in 'n vliegongeluk. En dan verganklikheid. Hoe dink jy aan verlies en verganklikheid? Dis half vir my twee verskillende goed, verlies en verganklikheid. Nommer 1, niks bly ooit dieselfde nie, né? Nie die goeie tye nie, nie die slegte tye nie. En ja, ek het as jy goed lees van Khalil Gibran byvoorbeeld, en ander groot geeste, mense wat al die lewe geleef het, dit help mens. Hoe ek verganklikheid sien is, ek glo nie 'n mens gaan dood nie, jou siel lewe vir altyd. Jy raak net ontslaaf van jou liggaam, want dit werk nie meer vir jou nie. Ek glo, ons was nog altyd hier van die begin van die tye af, jou siel, en dit gaan nog altyd hier wees. Met my ouers wat my gehelp het daarin, want ek was baie naby aan hulle het so gelei die afgelope 10 jaar van hulle lewe voordat hulle dood is, dat dit was 'n verligting toe hulle dood is. Ek glo ook, as iemand doodgaan, hulle siel is rondom jou. Waar my ouers was in Gqeberha, die laaste 30 jaar van hulle lewe, ek was hier in Johannesburg, ons het mekaar net gesien met vakansies. Nou weet ek hulle is heeltyd by my. Ek weet hulle is heeltyd by my. So, dis hoe ek daarna kyk. Ja, verlies, yes, like man. Soos my kerel wat destyds dood is in 'n vliegtuigongeluk, 2009. Ek het hom gekies, onbewuslik, jy weet, want my siel het 'n groter reis nodig gehad. Ons is maar net hier vir, jy weet, ek glo dat ons is hier dat ons moet ontwikkel as siele. So my siel het 'n groter reis nodig gehad en daai was 'n geleentheid om 'n groter reis vir myself te kon bied. Ja. Wat was die grootste uitdaging wat jy nog ooit in jou lewe moes konfronteer, die hoofbied? Nou. Die uitdaging van nou. Ek het nou gewerk, ek het nou 'n loopbaan gehad, ek het opgehou, ek is nou 61. In die verlede het mense afgetree in hulle 60s, en dan weet hulle, dis nou afdraand al die pad, en jy gaan sit op die stoep. Daar was 'n tyd wat mense gesê het, 5 jaar na aftrede gaan jy dood, mense het hulle reggemaak daarvoor. Deesdae, danksy wonderlike navorsing, as jy kyk hoe die wêreld leef, mense, ek kan nog 30 jaar leef. Ek kan nog 30 jaar leef. So, ek glo nogal in perfekte orde. Daar is perfekte orde in die lewe. Maak nie saak hoe verwoestend en pynlik 'n trauma is nie. Daar is perfekte orde. So, in die begin van hierdie jaar is ek deur 'n ek het 'n baie traumatiese ervaring gehad in die begin van hierdie jaar. 2026. Jy weet, die Engelse sê mos, you should never let a good crisis pass you by. So ek is nou al deur baie krisisse, maar ek moet hier uitput, ek moet vat wat ek hier uit kan kry. Danksy is ek op Discovery, en ek vind uit Discovery gee vir jou 15 sessies by 'n sielkundige. Dis goed om te weet, né? Jy hoef nie 'n grand Discovery plan te hê nie. Ek boek my daar met 'n sielkundige 15 sessies. Want ek weet, hierdie is 'n groot krisis. Dit is 'n patroon wat homself herhaal in my lewe. En ek is nou al oor 60 en ek wil die patroon stop. So nou gaan ek 'n 15 sessies. Ek kom ook tot die slotsom dat ek was nou al vir 8 jaar lank was ek op 'n antidepressant. En dit het my die afgelope 8 jaar kon ek nie huil nie.
Ek kon nie huil nie. Ek het my trane gemis. En ek het 4 identiese drome gehad, dat ek maar van die antidepressant kan afkom. 4 identiese drome. Die droom het so geloop. Ek droom ek klim vanaand in my bed. Ek maak my duvet oop. Voordat ek inklim, sien ek maar daar lê my antidepressante, ek het dit nooit vandag gevat nie. En dan is daar 'n stem wat sê, "Hi Amore, en wat 'n wonderlike dag was dit nie." So, ek vat toe die feit dat ek my trane mis, die feit dat ek hierdie 4 drome gehad het. En ek moet vir jou sê, dis asof daar half 'n sluier oor my siel was met hierdie antidepressant. Ek wil net sê, jy luister hierdie program op jou eie risiko. Ek sê nie ander mense moet afgaan van antidepressante nie, dit is net my storie. En ek gaan toe af van my antidepressant oor 2 maande. Maar dit was 'n fout. 'n Dokter het vir my gesê, as jy 8 jaar lank op 'n antidepressant was, dis ook goed om te weet, kan jy nie binne 2 maande afvat nie. Jou brein gaan, die selle in jou brein kan nie so gou verander nie. So nou huil ek vir alles, dis nou my trane waarvan Antoinette praat. Ek huil oor alles, wat mooi is, wat sleg is. Ek huil oor alles. En ek is nou besig om te herkalibreer. Maar sien jy die perfekte orde? Ek moes deur al hierdie dinge gaan. Want nou moet ek myself kalibreer vir 'n nuwe loopbaan. Verlede jaar het ek die Q gekry, verhoog is vir jou. Nou sit ek met hierdie ding van ek moet betekenis in my lewe kry en 'n nuwe loopbaan, maar daai twee moet saamloop. Jy wil nee. So, ek het nou besef, as jy op 60 ophou werk, is jy nogal vasgekoek. Want jy is deur traumas, maar daar was nooit tyd vir jou om 'n trauma te prosesseer nie. Jy het tyd nodig om, jy weet, jy moes rekeninge betaal. Jy moes gaan werk elke dag. Jy kon nie, daar was nie tyd om trauma te prosesseer nie. Mense is deur verskriklike dinge in die 40 jaar wat hulle gewerk. Egskeiding, 'n kind het uit die kas uitgeklim, jy het uit die kas uitgeklim, nog erger, jy het 'n vegan geword of wat ook al. Jy weet, dit is traumaties. Iemand is dood. Daar was nooit tyd om by die siel uit te kom nie, nooit nie. So, ons is vasgekoek op 60, 65 wanneer ons ophou werk. Nou is ek besig om te skryf hoe ek myself moet ontkoek. En dis my volgende toneelstuk se naam. Ontkoek. Kom met ons jou ontkoek. Ek weet nie wat dit behels nie, maar ek is besig om dit te skryf. En dit vat pyn en hartseer en eensaamheid om dit te skryf. Maar daar's nie 'n korter pad nie. Nou, is nie 'n korter pad nie. Die enigste pad tot heling is mos daar deur. Is net deur dit, dis al. Hoe jy oor dit gaan kom, is deur dit. So, ek is nou daar, en dit is die mees ongemaklike tyd van my lewe hierdie. Waar jy jouself moet herkalibreer, waar jy trauma het om te verwerk, waar jy om nou betekenis te soek weer in jou lewe. Dis waar ek nou is. So, ja. En hoe gaan dit op daai ontkoek? Vlak. Ontkoekpad? Nee, moeilik. Baie moeilik, want ek is vasgekoek. Alhoewel ek introspeksie gedoen het en wat ook al, ja, dit gaan moeilik, maar daar's geen ander manier nie. Ek is net so bly, ek is van die antidepressant af, want ek is besig om 'n hele nuwe mens te ontdek. Die lewe is vir my in technicolor, en wil nou nie soos Josef van Ouds klink nie, maar die lewe is vol kleur. Ek beleef in die lewe nou. Ja, en dit is 'n opwindende pad. Dis al wat ek kan sê. Yes, like. En met elke huil, hoor hierso, jy kan nie hartseer wees en dan sou nie huil nie. Jy kan nie. Dan raak jy vasgekoek. So dit is my storie wat antidepressante, jy weet, betref. Dis my storie. Amore, waarop is jy trots? Ek het nou die dag daaraan gedink waaroor ek trots is. Ek is trots op die feit dat ek met geld kan werk. Ja. Dit is 'n baie goeie ding, veral vir 'n vryskut. Ja, ek het nog nooit baie geld eintlik verdien nie, maar ek kan met geld werk. Ek kan met geld werk. Wat verveel of is vir jou oneindig oninteressant? Jene, detail, as mense in die fynste detail in moet gaan van ietsie. En ek weet detail is nodig vir die lewe, maar ek hou van punchlines. Gee my net die punchline, moenie kom met 'n lang bloody storie nie. Ja, 'n lang storie verveel my, jammer, is nou baie erg, maar... Amore,
praat jy nog raak? Jy het gesê jy werk nou aan ontkoek. Ja, nee, ek praat raak. Mense nooi my, dan praat ek dinge raak. Ek het die 4 stories oor my lewe, ja. Ja, ek is net so mal oor die titel van as mense dan sê hulle, "O, so jy's 'n motiveringsspreker," dan sê ek nee. Dan sê hulle, "Jy inspireer mense." Ek sê nee, ek is 'n raakprater. Wat doen 'n raakprater? Ek sê mense nooi my, dan praat ek dinge raak. Ja, soos nou op my sonnsaksoepie Vrydag aande en ja, waar mense my nooi, maar ja, dan gaan ek kyk wat kom uit by ontkoek. Ek kan dalk 'n hele ander mens wees. Ek kan dalk 'n non raak in Ierland as ek klaar is met ontkoek. Mens weet nooit. Amore Becker, baie dankie dat ons Land en Sand vandag met jou kon gesels. Dit was regtig interessant en insiggewend. Baie dankie. Is 'n groot plesier. Dankie vir jou, Pieter. Dankie dat jy saam geluister het. Daar is elke Dinsdag 'n nuwe gesprek met ons land se nuusmakers, planmakers, bekendes en berigtes. Onthou om die follow knoppie te druk en as jy die gesprek geniet het, 5 sterre te gee. Kom gesels elke Dinsdag, Land en Sand.